Hartlike goeienaand, liewe vriende. Baie welkom by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag vanaand se boodskap vir elkeen van ons tot baie groot seën wees en mag die Heilige Gees hierdie Bybelse waarhede in ons harte bekragtig. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Johannes 21. Ons gaan lees vers 15 tot 19. Nou die Here Jesus is op hierdie stadium van sy lewe, na sy opstanding, en ons moet ook weet dat hy daar langs die see van Galilea was, op die strand, terwyl die disippels besig was om te probeer visvang, en toe het hulle vir Jesus daar op die strand gesien. So kom ons gaan nou begin lees vanaf vers 15. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. En Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom: Volg my. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is min dinge wat 'n mens se hart so swaar maak, soos die gevoel dat jy misluk het. Ons dra almal iets in ons verlede waaroor ons spyt is. Verkeerde besluite wat jy dalk geneem het, of verhoudings wat jy dalk anders moes hanteer het, of dalk wonde wat baie diep en seer maak. Sommige is sigbaar in 'n mens se lewe, ander steek ons dalk baie diep weg. Partykeer kyk ons terug op ons verkeerde besluite en ons gebroke verhoudings en sonde waaroor ons dalk skaam is, of geleenthede wat ons dalk laat verbygaan het. En die duiwel kom fluister dalk in ons oor, en hy doen dit ook dikwels: Jy het jou kans gehad. God kan jou nie meer gebruik nie. Maar die evangelie van Jesus Christus, broeder en suster, verkondig presies die teenoorgestelde. Die Bybel is nie 'n verhaal van volmaakte mense nie. Dit is die werklikheid van 'n volkome verlosser wat onvolmaakte mense red, herstel en selfs tweede kanse gee. En dit sien ons dwars deur die hele Bybel. As ons kyk na verskillende mense wat ons in die Bybel raakloop, dan weet ons dat baie van hulle verkeerde besluite geneem het, verkeerd opgetree het en vreeslik gesondig het in die oë van die Here. Noag
het dronk geword. Abraham het vir die farao gelieg oor sy eie vrou. Jakob was 'n bedrieër wat sy eie pa bedrieg het. Moses het 'n man doodgeslaan. Dawid het oorspel gepleeg deur by 'n ander man se vrou te gaan slaap en toe daardie man laat doodmaak. Jona het van die Here af weggehardloop omdat hy God se opdragte nie wou uitvoer nie. Petrus, die baie bekende disipel, het Jesus 3 keer verraai in sy lewe. Paulus het die kerk van Christus vervolg en het goedgekeur dat Christene selfs met klippe doodgegooi word. En tog, broeder en suster, het God nie een van hierdie mense ooit weggegooi nie. Waarom nie? Omdat God 'n God van genade is. 'n God van tweede kanse. Psalm 103 vers 8 sê: Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hierdie genade het sy hoogste openbaring in Jesus Christus ons Here gekry. Aan die kruis het Christus nie net vir goeie mense gaan sterf nie, maar vir verlore sondaars. En daarom kan hierdie preek vandag nie in die eerste plek gesien word as 'n preek wat oor tweede kanse gaan nie, maar dit gaan in die eerste plek oor Jesus Christus wat verlore mense soek, herstel en kom red. Nou ons gaan vandag stil staan by 3 hoofpunte in hierdie teks. En ek wil graag vra broeder en suster, wanneer ons hierdie teks deurgaan en na hierdie 3 hoofpunte kyk, dat jy jou hart sal oopmaak vir die Heilige Gees se werk en dat God hierdie boodskap in jou hart en in jou lewe kan bekragtig. Die eerste punt waarby ons nou gaan stil staan is die volgende. Christus soek die mens wat misluk het. Na Jesus se kruisiging was Petrus 'n gebroke man. 3 keer het hy met groot selfvertroue beloof dat hy nooit vir Jesus sou verlaat nie. Maar toe die druk kom, toe Jesus gevange geneem is en na die goewerneur se paleis geneem is en al die disippels wegvlug en Petrus daar in die skaduwee in die agtergrond hulle agtervolg en daar in die binneplaas kom en homself probeer warm maak daar by die goewerneur se paleis rondom die vuur, het een van die diensmeisies vir hom 3 keer gevra, maar is jy nie ook een van hierdie mense wat Jesus agtervolg nie, of van sy disippels is nie? En 3 keer het Petrus gesê, ek ken hierdie man nie. En hy het selfs kwaad geword omdat hulle hom nie wou glo nie. Nou Lukas vertel dat nadat Petrus Jesus verraai het Jesus omgedraai en vir Petrus stip aangekyk. Lukas 22 vers 61. Dink net vir 'n oomblik. Daardie oogkontak wat Jesus met Petrus gehad het na sy verraad. Dit moes Petrus se hart gebreek het. En Petrus het bitterlik gehuil. Wat moes nie deur Petrus se hart gegaan het, toe sy oë kontak gemaak het met Jesus nie? Wat het ek gedoen? Ek het my Here verraai. Dis verby met my. Ek is nie waardig om kind van God te wees nie. Ek het alles verloor. Maar dan gebeur daar iets ongeloofliks, broeder en suster. Na Jesus se opstanding, gaan Jesus na die see van Galilea, en terwyl die disippels daar besig was om vis te vang op die see, het Jesus op die strand gaan staan.
Hy stuur nie 'n boodskap na Petrus nie. Hy wag daar vir Petrus op die strand. En hy gaan berei so lank 'n ete vir hulle voor. Die herder het sy skape gaan soek. Hy gaan soek sy afgedwaalde skaap. En is dit nie presies wat Jesus doen nie? In Lukas 15 laat hy die 99 skape agter om die een te gaan soek wat afgedwaal het. In die gelykenis van die verlore seun sien ons dat die vader met ope arms vir sy seun gestaan en wag het. En hy het aangehardloop gekom om sy seun te ontmoet. Dit, broeder en suster, is die hart van God en wie God is. Wanneer 'n sondaar hom bekeer, was dit juis God wat hom nader getrek het, sê Johannes 6 vers 44. Miskien voel jy dalk vandag soos Petrus. Jy dink dalk jou sonde is te groot en jou gewete veroordeel jou. Daar's dinge in jou lewe wat vir jou pla en jou hinder. Maar God, broeder en suster, is nie klaar met jou nie. Luister na Jesaja 1 vers 18. Die Here sê, al was julle sondes so skarlaken, wat 'n teken is van rooi, dan sal dit wit word soos sneeu, omdat ons tot die Here bekeer het. Die kruis van Christus, broeder en suster, is groter as jou sonde. En daarom hoef niemand vandag weg te bly van Jesus Christus af nie. Die tweede punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Christus vergewe nie net nie, hy herstel ook. Daar op die strand langs die see van Galilea, langs die vuur, het Jesus vir Petrus 3 keer gevra, het jy my lief? Hoekom het hy hom 3 keer gevra? Omdat Petrus hom 3 keer verloon het. Jesus maak nie asof hierdie sonde nooit gebeur het in Petrus se lewe nie. Ware genade, broeder en suster, ignoreer nie sondes nie, dit hanteer sondes. En dit kon Jesus doen, omdat hy reeds die straf gedra het op al ons sondes. Die kruis is die plek waar God se geregtigheid en God se liefde vir sondaar mense ontmoet. Aan die kruis word jy regverdig verklaar, as jy in Jesus Christus glo. En daarom kan Johannes skryf, in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. Petrus was 'n diep kind van die Here, maar hy het groot foute in sy lewe gemaak. En nou kom Jesus nie en sê vir Petrus, bewys nou eers vir my dat jy betroubaar of eerlik begin word het nie. Nee, hy kom na Petrus toe, en hy herstel Petrus op daardie oomblik. En na dit sê Jesus vir hom, pas my skape op. Wat 'n wonderlike beeld van die evangelie, broeder en suster. God vergewe nie net nie. Hy kom na jou toe om jou te kom herstel, om jou nuut te maak, en hy stuur jou uit nadat hy jou bekragtig het. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit beteken nie ons verlede verdwyn uit ons geheue uit nie. Maar dit beteken, ons verlede bepaal nie meer my identiteit nie. Ons identiteit lê nou in Christus. Jy is nie meer die persoon wat deur jou sonde gedefinieer word nie. Jy is iemand wat nou deur Jesus Christus se geregtigheid bekleed word.
Jy's volgemaak met Jesus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Jy is skoon gewas deur sy bloed. Jy's regverdig verklaar. Die derde punt waarby ons vandag stil staan. Christus gee vir ons 'n nuwe toekoms. Nadat Petrus herstel is, sê Jesus eenvoudig vir hom, volg my. En hier begin 'n nuwe hoofstuk. Die man wat eens bang was vir daardie diensmeisie en gesê het, ek ken Jesus van geen kant af nie, staan later op Pinksterdag in die strate van Jerusalem en hy verkondig aan duisende mense dat Jesus Christus die Seun van God is en die enigste verlosser van die wêreld is en dat mense hulle tot hom moet bekeer. Wat het nou verander in Petrus se lewe? Wat het gebeur in Petrus se lewe? Petrus hart en Petrus se lewe is verander deur die Heilige Gees. Petrus het die genade van God eerstens in sy eie lewe gaan beleef en hy het dit ervaar en daarna sou sy lewe nooit weer dieselfde wees nie. God se genade, broeder en suster, kyk nooit terug nie. Dit kyk altyd vorentoe. Dit wys altyd vorentoe. God gebruik dikwels mense wat baie diep in sonde geval het. Hy herstel hulle en hy gee groot genade aan hulle en hy bewys sy liefde van hulle, nie omdat hulle so goed of sterk is nie, maar omdat Christus sterk, goed en genadig is. Dalk voel jy vandag jou lewe kort iets. Jy voel dalk my lewe stikkend. My lewe is leeg en doelloos. Jy voel dalk mense het jou so teleurgestel en seer gemaak en jou hart is gevul met haat. Of jy dra dalk al jare lank sonde skuld met jou saam. My broeder en suster, luister mooi vandag na wat God se woord vir jou sê. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus ons Here is nie. Geen veroordeling vir gelowiges nie, vir kinders van God nie. Geen veroordeling as jy 'n pad saam met Jesus met 'n ware, opregte geloof in jou hart loop nie. Want Christus het reeds jou straf aan die kruis gedra. En dit beteken nie jou sonde is nie so erg nie. Inteendeel, sonde was so ernstig dat God sy seun moes stuur om daarmee te kom deel en hy moes sterf aan die kruis daarvoor. Maar sy offer was so volkome dat hy jou volkome kan vergewe en 'n nuwe begin met jou kan maak en jou kan herstel en 'n nuwe hart aan jou kan gee dat jy vry kan lewe, vrygekoop deur die bloed van Jesus. En daarom hoef jy nie met skuld rond te loop nie. Daarom leef die Christen ook nie uit skuld nie. Ons leef uit genade, vrygemaak deur Jesus, ons Here. En jy is nie die een wat daardie liefde verdien het nie. God kom gee dit verniet aan jou uit genade. Miskien sit jy vandag met 'n gebroke hart en jy wonder, kan God vir my nog werklik lief hê? Kyk hoe lyk my lewe? Kan God my nog hoegenaamd gebruik? Is daar hoop nog vir my in hierdie lewe? Kyk vandag daarom nie na jouself nie, maar kyk na Jesus. Aan die kruis hoor ons die groot antwoord van God vir ons as mense. Ja, daar is vergifnis. Ja, daar is herstel. Ja, daar is nuwe lewe. Ja, daar is hoop vir jou.
Want Jesus Christus het gekom om te soek en te red wat verlore was, sê Lukas 19 vers 10. Die evangelie sê nie dat God vir goeie mense tweede kanse gee nie. Die evangelie sê dat God uit louter genade sondaars in Christus kom nuut maak. En daarom, broeder en suster, moenie by jou mislukkings bly vas staan nie. Moenie deur jou verlede vasgevang word nie. Moenie haat ronddra in jou lewe nie. Dieselfde hande wat vir Petrus herstel het, is dieselfde hande wat vandag nog na jou toe uitgestrek word. Johannes 6 vers 37 sê, dat elkeen wat in geloof na Jesus Christus toe kom, sal hy nooit wegwerp nie, of uitwerp nie. Joël 2 vers 13 sê, bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Kom ek en jy neem vandag die Here Jesus se uitnodiging aan deur die werking van sy Gees. Kom ons glo in hom. Kom ons neem hierdie wonderlike genade en maak dit ons eie. Want Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het hy die mag gegee om kinders van God te word. Ons dien 'n wonderlike God. En ons dien 'n genadige God, wat sondaars red, herstel en vernuwe. Hy kan dit ook doen in jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig in diepe dankbaarheid voor U neer vandag. Na hierdie kosbare boodskap uit U woord. Hoe kan ons anders, Here, as om U naam groot te maak? Omdat U so vol genade en deernis met sondaar mense is. U het 'n nuwe begin gemaak met Moses en Abraham en Josef. Ja, selfs ook met Jakob en Paulus en Petrus. Maar U kan dit ook in ons lewens doen. Wil U deur die kragtige werk van die Heilige Gees vandag, nou, by hierdie oomblik in ons harte kom werk. Wil U ons nader kom trek deur U Gees. Here, dat ons herstel kan word, 'n nuwe lewe kan ontvang en vrygekoop kan word deur Jesus se bloed. U sal geen sondaar wat na U toe kom wegwerp of verwerp nie. Maar Here, U kom trek nader in liefde. Dankie daarvoor. Dankie dat U 'n hart het vir sondaars. Dankie vir Jesus, wat sy liefde aan ons kom openbaar het en sy genade aan ons kom betoon het, wat gekom het om te kom soek en te herstel en te genees en te vernuwe. Ons oog is vandag op hom gerig. Dankie dat hy die hoogste prys betaal het, sodat ons vrygekoop kan word en nuut kan lewe en elke dag saam met Jesus se pad kan loop. Wil U vandag se boodskap in ons lewe kom inplant en laat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom met ons hele lewe en vir U kan kom sê, Here, hier is ek. Maak my lewe nuut. Herstel my. Ek glo in U van harte. Dankie dat ek vrygekoop kan wees
in Jesus Christus my Here. Ons vra al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade, in Jesus Christus se naam. Amen.